Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë, en aan hom moet ons rekenskap gee. Welkom hier by ons platform. Dis 'n wonderlike voorreg wat ons het om onsself te verdiep in die woord van die Here. Jy luister nou na Jacques Keen hier van Gemeente Kerk Chimik en van Daniel Meiburg van Gemeente Kerk Otjiwarongo. Ons is hier in Namibië vir die wat nie geweet het nie. Ja, dis 'n wonderlike geleentheid om gemeentes en lidmate te help hier in Namibië om verder in ons konteks as gelowiges te lewe en as gemeentes te funksioneer wat deel is van die liggaam van Christus en seker maak dat ons Christus deel dit voor oë hou. En vandag se tema wat ons gedink het om oor te gesels is spesifiek om te gesels oor die een wat van ewigheid af alreeds daar is, die een wat ons geskep het. En ons praat nou van God drie-enig. Hy wat ons mooi openbaar. Hy is die Alfa en die Omega, soos wat Openbaring 1 vir ons duidelik maak. En natuurlik ook Openbaring 22, wat ons eintlik in die Grieks, Alfa en Omega is die Grieks, dis amper maar soos jy kan sê die A en die Z van ons alfabet in Afrikaans. Is nou maar die Grieks daarvoor om te sê hy is die begin en die einde van alles. Daar was niks voor hom nie en daar sal ook niks na hom wees nie. Daarom is dit lekker om hierdie gesprek dan ook te hê en te gesels oor maar wie is die Here? Dis baie keer 'n moeilike gesprek want God is in sy grootheid so groot en almagtig dat ja, daar's eintlik baie wat ons kan sê juis oor hierdie tema. Maar ons gaan gerus hierdie tema aanpak en hartlik welkom ook aan Daniel wat so saam ons gaan kyk vandag. Baie dankie Jacques, groot voorreg om hier te wees en saam te gesels. En ja, soos jy sê, dis 'n groot, breed tema en ons gaan dit probeer jy weet noukeurig aanpak. Ek dink mense kan baie lank gesels oor die wese van God, maar dalk moet ons begin deur te vra wie is God soos ons hom aanbid teenoor ander gelowe. Hulle sê ook, sê maar die moslems sê ook hulle aanbid God, maar dan verwys hulle na Allah. Of die ander gelowe sê hulle aanbid God, maar dan verwys hulle na hulle afgode. En hoe kan ek sê, waar openbaar God homself aan ons? En dis tog duidelik uit die woord, nê. Vanuit die Bybel leer ons God ken, hy openbaar homself vanuit die woord, en dis hoe ons hom ken. En waar daar geskryf staan is genoeg vir ons om te weet wie hy is, hoe hy ons uitverkies het en verlos, en ook die ewige lewe wat vir ons wag. So ja, dit is hoe hy homself aan ons bekend maak, en as ons 'n ander godsbeeld in ons kop het, dan is dit die verkeerde beeld. As ons nie 'n Bybelse beeld het nie, dan is dit die afgod of 'n valse god. So dit is baie belangrik om as ons dink aan God wie hy is, dan moet ons Bybel toe gaan en kyk hoe hy homself aan ons openbaar daar. Ja, en ek dink as ons nou mooi ook ons teks ons deurlopend as ons sentrale teks gaan hou vir die platform, Hebreërs 4 vers 12 en 13, dan maak dit ons mooi duidelik dat dit die swaard is wat die Here vir ons gee om beter te kan ken, om onsself in te skerp, om as gelowiges te lewe daar waar die Here ons wil gebruik. En het hy iets baie mooi duidelik saamgevat, nee, waar leer ken ons die Here? Is dit maar as enige ander afgod of enige ander gode wat aanbid word, enige ander godsdiens waar mense letterlik hierdie godheid ontdek het en ja, self opgemaak het, of is dit waarlik die enigste waar lewende God? En ek dink dis die beginpunt van ons gesprek, om net daai klarigheid te gee. Ons het nie God ontdek nie. God is al van ewigheid en sal tot in ewigheid bestaan. Daar was niks voor hom gewees nie, daar was niks na hom gewees nie. Wat dit nogals baie mooi maak is dat wanneer ons na die skepping selfs kyk, selfs vir ongelowiges na die skepping kyk, dan
kan hulle sien daar's 'n hoër hand betrokke. En hierdie hoër hand is God. Nee, God die enige Vader, Seun en Heilige Gees is homself, as dit in die woord openbaar. So daar nie twyfel is oor wie die Here is nie. Ons sien in die woord van die Here self hoe die Here ons geskaap het sodat ons hom as die ware lewende God kan ken en natuurlik ook aanbid en verheerlik. Want dis juist hoekom hy ons geskaap het om 'n verhouding met hom te leef en dan hom die eer te gee wat hom toekom. En al die ander gode wat mense dan het in die wêreld, baie van hulle is mensgemaakte gode, baie is afgode en mense wat dit so aanbid en verheerlik, maar dan sit aardse dinge nê, wat hulle hoër plaas as die Here self. Dan weet jy natuurlik afgodsbeeldjies ook wat mense dan self maak en probeer aanbid. Voorouers wat oorlede is, wat hulle dan ook aanhang en mee gesprek het en dan bid en verheerlik. En daar's soveel wat ons eintlik kan doen van ander gode wat eintlik maar in kontras is teenoor die ware lewende God en ons is net dankbaar dat ons weet dat die Here sy woord vir ons gegee het, sodat ons nie hoef te twyfel nie. Dit is juist hoekom ons die woord van die Here het, dat ons hom in besonder kan leer ken en ook in die algemeen in die skepping ook kan raak sien, veral in dit reën, hy waar vandag by ons ook lekker reën, kan mens nie skepping die hand van die Here waarlik raak sien. Definitief, ja. Ja, ek dink as 'n mens maar net gaan na die 10 gebooie toe, as ons daar kyk na die eerste gebod, dan sê hy mos, hy is die enigste God. Ons kan dalk net weer die luisteraars herinner daaraan in Eksodus 20, gaan ek dit sommer lees vir ons, net die eerste gebod. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie 'n ander God hê nie. En dan, dis die eerste gebod, so hy is die enigste God, hy sê dit self, dis nie, soos jy sê, dis nie 'n mensgemaakte ding, dat ons dit nou aflei uit die skrif, dis ons, hoe ons die skrif verstaan nie, dis duidelik daar. Ek het ook gedink aan 'n teksgedeelte soos Deuteronomium 6, daai mooi deel, wat gaan oor die ouers met hulle kinders praat as hulle op reis is en as hulle by die huis is en as hulle gaan slaap en as hulle opstaan. Daar ook daai van vers 4 af in Deuteronomium 6. Luister Israel, die Here is ons God, hy alleen. Ja, dis nou die 2020 vertaling en dan die 83 vertaling sê dit ook mooi. Hy sê net om hier kry, luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here. En juist net daar alleen kan 'n mens al klaar 2 plekke in die skrif raak sien waar die Here self sê hy is die enigste Here en hy's alleen God. Daar's niemand buite hom nie. Niemand kan aanbid. Daar bestaan nie eintlik iets soos 'n afgod nie. Daar was net een ware God. En hy het homself aan ons bekend gemaak in sy woord. En dis eintlik so duidelik, so daar's geen twyfel daaroor nie. En wat nogals mooi is, as mens van die woord van die Here kom, maak die Here van die begin van die Bybel af duidelik hoe alles tot stand gekom het. Ons sien daar die almag van die Here, dat hy met een enkele bevel, met sy woord, het gepraat en die Here het geskep. En daar het ons gehoor, spesifiek self by die Here, die vraag wat ons het, baie mense wat vra, maar hoe het ons tot stand gekom en hoe het alles gevorm, soos wat ons nou vandag het. En dat is die wonderlike dat jy teruggetrek word na die enige ware God in wie ons glo. Jahwe, die verbondsgod. Nee. En dit is vir ons die grootste voorreg dat ons dit kan raak sien, want hy het alles in orde geskep. Hy is 'n God van orde. Hy hou daarvan dat alles in plek moet wees en dis so ons geskaap, dat alles besonder. Ons hoor dan spesifiek self daar dat die almag van die Here duidelik te sien is.
te hoor is, want as die Here net een enkele woord spreek en daar is lig, wys net dat die God wat ons in glo is waarlik die almagtige. Daar's niemand soos hy, daar's niemand wat dieselfde krag en mag het om te skep nie. En om te skep beteken om iets uit niks uit te maak, nee. Daar's geen ander God of geen ander mens wat kan doen wat God doen nie. Niemand kan skep nie. Ons het goeders nodig om dinge te maak, maar God is die een wat waarlik die almagtige is, wat skepingsmagtig is en met een enkele bevel die skepping tot staan gebring het. Definitief, ja. Ek dink as ons ook kyk na die Nederlandse geloofsbelijdenis, eerste artikel, dan kan ons dalk aan die hand van die belijdenisartikel bietjie verder praat oor die eienskappe van God, hoe hy homself ook uit die woord openbaar wie hy is. Ek gaan vir ons net die artikel lees. Ons almal glo met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige en enkelvoudige wese is, geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Dit is 'n hele klomp eienskappe hoe ons God bely, en weer eens kom dit nie uit ons eie denke en ons eie geleerdheid nie, maar dit kom uit die woord, en dit is hoe God homself aan ons openbaar met hierdie eienskappe. En dalk kan ons, as jy ook so voel, Jacques, kan 'n mens dalk hierdie eienskappe so een kortliks bespreek, die eienskappe van God, die karaktereienskappe van wie hy is. Ja, ons kan definitief ja, ek dink die mooi daar agter lê in die feit dat hy ewig is al lekker gesels, nee, dat daar geen begin, geen einde is aan die Here nie. Hy is ewig, en wat ons dan daar is dat hy op die einde van die dag die seggenskap het oor alles, die regering het oor alles. En hy sê self dan, wanneer hy met Moses gesels en Moses vra vir hom toe die Here van Moses gestuur het om Israel uit Egipte te verlos. Here, jy moet ek sê, het my gestuur, dan sê hy, maar ek is wie ek is. Hy verander nie, hy is onveranderlik. Hy's nie die een dag op 'n sekere manier hoe homself openbaar, en die ander dag is hy heeltemal anders te nie. Hy's nie in die Ou Testament iemand anders as wat in die Nuwe Testament was nie, nee. Hy's onveranderlik, hy bly die hele tyd dieselfde, en dit gee vir mense die grootste troos dat hy nie gemaak is nie. Ons het hom nie God gemaak nie, hy het ook nie God geword nie. Hy's al die pad ewig God. En dit is wat beteken om ewig te wees. Daar gaan nooit 'n einde wees nie, maar daar was nooit 'n begin van God gewees nie. En dit is wat ons verstaan so baie keer te bowe gaan, dat hierdie groot almagtige God wat van ewigheid tot ewigheid is, met ons as nietige mense pad wil stap. Ja, nee, definitief. Ek het ook nou vinnig hier gekyk na Jesaja 40, dan vers 28, is God aan die woord, en hy sê, weet jy dan nie, het jy dit nog nie gehoor nie, 'n ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, ondeurgrondlik is sy insig. En dan gaan hy nou aan oor hoe hy krag gee, nuwe krag gee vir mense. Maar hier kan ons ook sien, hy is die ewige God. 'n Ewige God is die Here, die skepper van die eindes van die aarde. So in hierdie een vers sien ons eintlik baie oor Gods openbaring, en daar staan ook, hy raak nie afgemat nie, ondeurgrondlik is sy insig. En dis 'n ander eienskap wat ons hier bely nie, as ons sê, hy is onbegryplik, en hier sê ondeurgrondlik is sy insig. Ons kan nie verstaan en begryp hoe wonderlik die Here is nie.
So ja, hierdie is dalk 'n vers wat ons luisteraars kan saamdra en sê maar dis wie God is. Hy is die ewige God. Van soos jy mooi gesê die Alfa en die Omega, nee, van die begin tot die einde bestaan hy. Ons mense het nog 'n begindag wat ons gebore is en 'n einddag wat ons hier op aarde sterf. Ons kan ek sê fisiese lewe, maar God is 'n totaal ander wese en ons gaan ook net nou daaroor praat, nee, hy is totaal anders as ons. En hy het nie 'n begin en 'n einde nie. Hy is nie geskep soos ons nie. Hy skep ons juis. En hy is van ewigheid tot ewigheid. En dis die wonderlike van hom. Hy bestaan altyd. Dan ek dink nou spesifiek aan Psalm 90, die gebed van Moses. Dan staan daar in vers 2 tot 4: Voordat die berge gebore is, voordat u die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Heel die mense sterwe, u sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir u soos gister, as dit verby is, soos een enkele wagbeurt in die nag. En dit gee mense daai wonderlike wete, net dat selfs Moses hier die erkenning gee aan die Here dat die Here is wie hy is en dat hy ons as mens geskep het. Hy het ons juis uit die stof, letterlik staan daar in die Hebreëus, dat hy ons uit die kleigrond geskep het en dat hy die pottebakker is. Waar julle gedagte is ook in Jesaja 29. Hy is die pottebakker en ons is die klei. Hy bepaal hoe ons geskep word en hy bepaal hoe ons lewe dan ingestel moet word. En ek dink dit gee vir mense die grootste troost wanneer mense dan hierdie pad van die Here stap. Weet mense dat in die eerste plek hy is betroubaar, want hy verander nie. In die tweede plek is hy ewig, so selfs na die lewe wat ons het, wat maar kort en tydelik is, gaan hy nog ewig bestaan en weet ons dat hy ons verbondshere is, nee, ons Jahwe, ons verbondsgod, wat vir ons gesê het, hy sal ons God wees en ons sal sy volk wees. En hy beloof dan hy sal met ons op pad stap tot in ewigheid. Hy beloof dat ons in die ewige lewe sal op pad stap. En ek dink dit is vir ons die grootste troos as gelowiges wanneer ons dan na die woord van die Here luister en ons begin hoor wie die Here is en ons leer hom ken vanuit sy woord. Dan kry mens soveel troos en krag om te sê maar die Here is waarlik die enigste waarlewende God en ek kan nie anders nie as om hom te dank en hom te glo en 'n pad met hom te stap nie, want ons niemand soos hy. Definitief, ja. Goed, die volgende eienskap, hy's onbegryplik. Ons het dit ook nou klaar 'n bietjie al bespreek. Jy weet, ons kan hom nie omvat nie. Ons verstande is heeltemal te beperk om sy grootheid te omvat. En ek dink dit is ook baie duidelik. Ek dink sommer aan Job ook, hoe Job ook geworstel het, toe God hom beproef het, en hoe hy ook maar besef het, maar die Here is onbegryplik. En dan openbaar God ook sy onbegryplikheid daar aan die einde van Job, hoofstuk 39 of so, as ek nou 38, waar hy sê, het jy vir die see gesê, hy moet gevorm word, en vir die diere, wie al die diere gemaak. So daar kan ons ook sy skepende krag en sy onbegryplike krag raak sien. So dit is die wonderlike van God. Hy is die gans andere, nee, die gans andere, is ons ook al in kommentare en so lees, en hy's heeltemal bo ons begrip verhewe. En tog, al is hy so bo ons begrip verhewe en totaal onverstaanbaar, kan ek sê, onbegryplik eintlik, tog kan ons sy werke verstaan, vanuit sy woord weer eens. Hy openbaar tog homself in sy woord, ook net dit wat ons nodig het vir ons saligheid. So daar is sekere dinge wat ons nie nou voor 'n antwoord gaan hê nie in hierdie lewe, en dit is heeltemal reg so, want God wil nie nou vir ons daai antwoord gee nie. Dalk is daar iets waarmee ons sukkel in ons lewe, of waarom dit met my geliefde gebeur het, of wat ook al. Maar God openbaar homself wel tog aan ons. Hy kon heeltemal onverstaanbaar gebly het vir ons, en dat ons hom nooit kon verstaan het en hom nooit kon leer ken nie.
maar tog, al is hy onbegryplik, openbaar hy in sy liefde ook homself aan ons tot so mate dat ons hom kan verstaan en sy optrede kan verstaan, bidend met 'n oop Bybel kan agterkom waarom hy dinge doen soos hy doen. Weer eens die wonder van God. Ja, en is wonderlik dat wanneer mens dan praat van dat die Here onbegryplik is, nou mense self afvra, maar hoe kan ons dan die Here begryp? Hoe kan ons dan die Here waarlik leer ken, soos wat ons behoort, in hierdie gebrek wat ons het met verstand wat God ten volle nie sal beskryf. Ons weet nie alles wat hy doen nie, daar is soveel meer wat hy doen. Paulus sê so mooi daar in Efesiërs 3, dit gaan ons verstand te bowe, en hy doen soveel meer as ons ooit sal kan bid of dink. Nee, dis Efesiërs 3 waar hy sê hier in vers 20 van Efesiërs 3, aan hom is die krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. En dit is vir ons die grootste voorreg. Die Here doen soveel meer vir ons. Ons kan eintlik al praat van agter die skerms wat vir ons 'n sluier is, want ons sien nie alles raak baie keer wat die Here vir ons doen nie. Ons neem dit baie keer as vanselfsprekend aan dat hierdie goeie sommer so in sy plek sal val en dat ons die volgende dag sal ontvang, maar daar is soveel wat die Here vir ons gee. Ek het nou die dag my vrou gesê dat wanneer ons moet begin dankie sê vir die Here en ons gebede, want ons hoor ons daar in 1 Timoteus 2 dat ons met smekinge, voorbidding en danksegging vir die Here moet bid en ons geliefdes ook rondom ons en ons gebede opdra aan die Here. As ons net by danksegging kan kom en mense gebed, dan is daar soveel wat mense voor kan dankie sê. En dit vol mense met 'n absolute dankbaarheid dat mens eintlik kan weet dat hierdie almagtige God vir my soveel meer doen, en die plek waar ons dan ten volle gaan weet wat die Here ons doen, dan daai hele sluier wegvat vir ons. En dit sal weer by die wederkoms, wanneer ons dan ten volle sal weet waarmee die Here besig is en wie die Here ten volle is. En ek dink dit gee mens dan ook die troos dat al is ons nie nou in staat om die Here ten volle te begryp nie, weet mens die Here het sy Heilige Gees vir ons uitgestort om ons oë te verlig, om ons om te laat raak sien met in ons eie sondigheid. Sien ons nie die Here raak nie, ons sien onsself raak. En dis so mooi ding wat die Here Jesus Christus vir ons gedoen het, dat die sluier wat ons blind gemaak het om die Here te sien en om te glo, om te stap, om rebels te wees, om het hy ons hart van klip verwyder en ons hart van vlees gegee, sodat ons in hom as hierdie almagtige God kan glo en die pad met hom kan stap. So ons kan die Here daarvoor ook dank. Ek dink nou daaraan. Ja, definitief, ja. Net 'n laaste gedagte van my kant af ook, uit Jesaja 55 vers 8, daar lees ons, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, sê die Here. En ek dink dit is ook 'n belangrike punt om hier te onthou dat hy onbegryplik is. Hy is onbegryplik vir ons omdat hy anders as ons is. Ons dink nie soos wat hy dink nie. Ons het sondige gedagtes en sondige neigings waar hy te volmaakte, volkome heilige gedagtes, volkome heilige optrede. En dit is ook iets wat 'n mens maar net moet onthou ook in hierdie verband. So ons bietjie praat oor God se eienskap van onsienlikheid, dis die volgende een, God is onsienlik. Dan dink ek dadelik aan soveel mense wat die vraag het, waar is God in my lewe? Bestaan hy werklik? Ek kan hom dan nie sien nie. In vandag se tyd ook openbaar hy homself nie maar my in 'n droom of in 'n visioen nie. En dan vra die mense nou, is hy nog daar? Bestaan hy werklik? En hier sien ons dat hy daar is, dat hy wel bestaan, maar dat hy onsienlik is. En dis juist een van sy eienskappe.
Ons weet hy het sigbaar geword deur sy seun Jesus Christus toe hy op aarde was. Maar dis al sigbare beeld wat ons het van God. So hy is onsienlik en dit is deel van sy wese. En ek dink ook dis groot genade dat hy onsienlik is vir ons, want dan het ons iets om na uit te sien in die hemel, om te sien hoe hy lyk, van aangesig tot aangesig gaan ons hom kan raak sien en kan beleef hoe wonderlik hy is. En dis die heerlike smagting wat ons het om ook die ewige heerlikheid te kan ingaan. Ja, en die mooi wat die Here wat onsienlik is, gaan al oor juist dat hy gees is. So hy is oralste, oral teenwoordig. Daar's nooit 'n plek waar ons kan sê hy nie teenwoordig nie, selfs in die diepste donker omstandighede wat ons beleef, die diepste in Psalm 23 taal van doodskade waar mense in kan gaan. Het die Here nie verander of het hy nou sy aangesig nie weggevat nie. Teendeel, hy is elke dag met en by en weer eens deur die Gees, deur die Gees wone in ons hart en werk in ons lewens en om ons lewens. En dan wil ek graag hierso Exodus 33 vir ons net lees, waar Moses graag die Here wou sien en toe vra hy die Here, maar die Here kan ek nie sien nie. En dan is die Here se antwoord hierdie volgende: vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Dit is daar, Exodus 33 vers 20. So wat die Here dalk bedoel is, weens die feit ons in sonde geval het, Exodus 3, met Adam en Eva wat in opstand teen die Here gekom het, dis hoe sonde in die wêreld ingekom het, het dit ons uit die teenwoordigheid van die Here geneem in die tuin van Eden, want in die tuin van Eden is 'n groot voorreg gehad om elke dag daar in die teenwoordigheid van die Here te wees, ons hoor hoe hy wandel selfs in die tuin, maar weens ons opstandigheid, weens ons sonde, moes ons eintlik deur die Here veroordeel word, omdat ons gebroken is, omdat ons sondig is, en ons al klaar voor in hierdie opname ook gesê het, die Here is 'n God van orde, hy hou nie van wanorde nie, hy hou nie van chaos nie, hy hou nie van gebrokenheid en sonde nie, dis nie hoe hy ons geskaap nie, het ons baie goed geskape. En dit verhoed dat ons nie teenwoordigheid van die Here kan kom, want in die Here se liefde hou hy homself weg vir ons, want as ons in sy teenwoordigheid en fisies kom en sy voor sy aangesig sal ons moet uitgewis word, juis omdat ons gebroken en sondig is. En dit is dis nadat mense ook die genade sien van die Here, dat hy vir ons beloof dat Jesus Christus sal kom, juis om die skeiding wat daar is tussen ons en God weg te neem. Ons hoor dan natuurlik daar in Hebreërs 10, wat hy sê, ons kan nou weer met vrymoedigheid na die Here toe gaan, juis omdat Jesus Christus die voorhangsel middeldeur geskeur het, en dat deur hom ons ook weer die voorreg mag hê om die ewige lewe in te gaan, want ons is nou kinders wat verlos is van sonde deur Christus en deur Christus alleen. En ek dink dit is 'n belangrike punt hoekom ons nou reeds ook moet besef dat ons nie teenwoordigheid van die Here kan kom nie as gevolg van ons sondes. Definitief, ja, nee, verseker. Volgende eienskap van hom is dat hy onveranderlik is. Ek dink dit is ook 'n eienskap wat 'n mens aktueel kan maak en sê maar mense hoor gereeld mense sê maar alles het verander, nee, as ons dink aan ouer mense, dan sê hulle ek het deur soveel veranderings gegaan in die lewe en die land se omstandighede het verander en wat alles het verander en die tegnologie verander, maar God verander nie, nee, ons bely hy is onveranderlik. En die troos wat ons ook daardeur kry, dat hy onveranderlik is, want as iets verander, dan ruk dit 'n mens se lewe, nee, en jou omstandighede, dit laat jou wonder oor wat gaan nou gebeur, en dit gee 'n mate van onrustigheid en onsekerheid oor wat nou in die toekoms gaan gebeur, hoe gaan dit nou wees? Maar God beloof in sy liefde dat hy onveranderlik is, nee, dat hy nie verander nie, vandag, môre en altyd is hy dieselfde, nee, en dis die wonderlike van hom,
dat hy dit vir ons sê en dat hy ons daarmee wil troos, dat ons die sekuriteit het en die belofte van homself ontvang dat hy nie verander nie en dat hy altyd dieselfde is, dieselfde God van die Ou Testament, soos jy nou gesê het, is ook die God van die Nuwe Testament en ons sien net sy wonderlike sorg en nabyheid ook daarin raak. Ja, ek dink as mens kyk ook na wat ons gesê het in die opname van Exodus 3, waar die Here van Moses sê het, ek is wie ek is. As die mense in die Nuwe Testament ook, jy kan gerus die evangelie van Johannes gaan lees, waar Jesus self sê, maar ek is die brood van die lewe, nee. Ek is die ware wingerdstok. So, helemaal ek is, gee vir mense aan sekerheid dat wanneer die Here iets aan ons beloof, dan bring hy dit in vervulling. Hy is getrou daaraan. Hy beloof dat die Messias moes kom van die Ou Testament se kant af. En dit het in vervulling kom, Jesus Christus het mens geword, hy het met ons kom woon, Johannes 1. En dit is vir ons absoluut voorreg om ons dan te kan sien dat die Here ook die belofte van verlossing van ons sondes in vervulling gebring het. Dit is 'n belofte wat die Here gemaak het. En dan natuurlik, as ons nou ook weet dat die belofte van die ewige lewe nog vir ons voorlê, dat die wederkoms gaan plaasvind vir die wat in Christus glo. Gee vir mens sekerheid en vreugde dat wanneer die Here hierdie beloftes aan ons maak, hierdie belofte wat nog vir ons voorlê, vir ons as gelowiges, kan ons met opgewondenheid daarna uitsien, want nêrens lieg die Here vir ons nie. Nêrens verander hy nie. Dit wat hy sê, doen hy. Dit wat hy van ons beveel, vereis hy. En nêrens sy dubbelsinnig en nêrens praat hy in kontras met homself nie. Teenstellig. Hy is deurlopend dieselfde God in die Ou Testament, dieselfde God in die Nuwe Testament. As mens nou 'n voorbeeld kan gebruik, in die Nuwe Testament, of in die Ou Testament, hy nie man en vrou geskep om in die huwelik in te gaan. Nuwe Testament sê nie, dis nou gedane saak en nou kan man en vrou nie. Inteendeel, hy's reg in die Bybel dieselfde, net om 'n aktuele voorbeeld te gebruik daarvan. Ja, definitief, ja. Net 'n laaste skrifgedeelte wat ek nou hier gekry het is Maleagi 3 vers 6 sê, ek die Here verander immers nie. Nee, dit sê dit so duidelik, hy verander nie, hy bly dieselfde. Ja. Die volgende eienskap, hy's oneindig. God is oneindig en dis ook 'n wonderlike eienskap. Ons het daaroor al gepraat, hierdie eienskappe sluit ook by mekaar aan, maar die alfa en die omega, nee, hy is die begin en die einde. Hy het nie 'n tydlyn wat hy begin bestaan het en waar hy eindig, sy bestaan eindig nie, hy lewe van ewigheid tot ewigheid en ons bely dit ook so mooi. So die oneindiging van hom, dat hy nie 'n einde het nie ook, nee, en sy alomteenwoordigheid dink ek ook sluit hierby aan. Dink nou aan Psalm 139. Waarheen sal ek gaan om u teenwoordigheid te ontkom? Waarheen sal ek vlug om u teenwoordigheid te ontvlug? Nee, hy kan nie na die weste of na die ooste gaan nie, selfs ondergrond, onder die diepstes, sê hy, daar is selfs God. So God is oral teenwoordig en hy's oneindig. Hy het nie, niks is vir hom, hy het nie grense nie, kan ek sê nie. Daar's nie 'n plek waar hy nie kan wees nie, waar hy nie kan beweeg nie. Ja, en dit is so mooi om daai ook te weet, nee. Dat ons nie hoef te bekommer dat hy nou 'n horlosiemaker is, dat ons net geskep het en ons nou gelos het nie. Ja. Hy het geen begin en einde nie, en hy stap deurlopend die pad met ons. En dit is die mooi daarachter, dat wanneer ons lewe hier op aarde eindig, dan bedoel hy vir ons die ewige lewe. Juist omdat hy die oneindige een is, wat in staat is om ons veel meer te gee as net hierdie lewe, en juist omdat God self oneindig is, soos nou al klaar mooi duidelik gemaak het, hy het geen begin of einde nie.
Ja, ja. Goed, en ja, wat daarbey aansluit is God se almag. En ek dink dis baie duidelik vanuit die woord, nee, daar's eintlik 'n hele paar honderd skrifgedeeltes wat 'n mens al kan aanhaal om sy almag te kan bewys en sy almagtigheid. Net die skepping, ons het oor die skepping alreeds gepraat, waar jy ook goed gesê het dat dit net God is wie kan skep en hy die almag om dit te kan doen, net hy kan verlos, net hy kan 'n mens red uit jou ellende en uit jou sondige bestaan. Net hy kan die almag van Jesus Christus waar hy uit die dood uit opgestaan het. Dis onmoontlik vir 'n mens, nee, maar God kan dit doen. En dis daai gedagte wat mense heeltyd moet besef, maar wat vir mense onmoontlik of ja, wat vir by mense onmoontlik lyk, dit is by God moontlik. En dit moet 'n mens altyd ook aan vashou. Dit is so maar net so inleiding oor die almag van God. Ja, en as we dan kyk dan na volkomme wysheid van die Here, ja, as mens self kyk na wat die Here openbaar, dan as mens byvoorbeeld kyk na Salomo, waar sy wysheid vandaan gekom het, is dit van die Here self af. En dit gee vir mens die wonderlike dat in die Here se woord is juist vir ons wysheid opgeteken, sodat ons as wyse mense kan lewe. En ja, dit is vir ons die grootste voorreg wat ons dan het om met hierdie wysheid om te kan gaan en dit te kan bestudeer, sodat ons nie hoef links of regs af te wyk nie. Ek dink dit is so baie mooi daar in Spreuke 1 waar die Here sê wysheid begin met die dien van die Here. En ek dink dit is die kragtige saak daar agter om op pad met Here te stap, is dat jy alleenlik by die Here sal wysheid kry om in elke aspek van jou lewe te lewe as iemand wat 'n kind van die Here is en nie 'n kind van die sonde en die Satan. Ja, ek het nou Sondag gepreek oor 1 Korintiërs 1 daarvan vers 18 af. Julle kan dit ook gerus lees. Vers 18 tot die einde van die hoofstuk, maar dit gaan die kontras tussen wêreldse wysheid en goddelike wysheid. En daar staan ook daar in daai gedeelte dat God is wysheid, nê. Hy het vir ons geword die wysheid van God. En dan verwys hy na Jesus Christus, die geboorte en die verlossingswerk van Jesus Christus. In die wêreldse oë is die boodskap van die kruis dwaasheid, maar in God se oë is dit die wysheid van God om deur hom verlos te word en aan hom vas te hou in jou lewe. Dis moeilik deesdae en is 'n uitdaging om vandag te sê maar om prontheid te bely, maar ek is 'n gelowige, ek is 'n Christen. Ek hou vas aan die Here. Maar dit is die wysheid van God en dit is juis wysheid om anders te wees as die wêreld en om anders op te tree en om anders te praat as die wêreldse wat hulle nou in hulle gedagtes dink as wysheid. So die wysheid van God is die verlossingsboodskap van Christus. Ja, en ek dink dis die mooi daar agter dat mens nie hoef ver te gaan soek nie. Die Here is die een wat ons kan nader en hy gee vir ons die wysheid wat ons nodig het vir die lewe. As ons dan kyk na regverdig, ja, dat regverdige God is, dan mens maar eers praat dat baie mense verstaan nie die woord regverdig nie. Regverdig is as 'n beginwoordjie wat daar mooi duidelik kom om reg te wees in die oë van die Here. En ons nou klaar gesels oor die sonde, die feit dat ons in sonde geval het, Genesis 3, en die sondevloed tot voorskyn gebring het, het dit ons onregverdig geraak. Ons is strafwaardig voor die Here geraak. Ons was nie meer reg in die oë van die Here nie. Dis nie hoe die Here ons geskaap het nie. En daarom sal ons moes straf as God. En ons hoor dan spesifiek daar in Genesis 3 hoe God in sy regverdigheid ook optree om nie sonde ongestraf laat bly nie, maar juist vir Adam en Eva die tuin van Eden te jaag, omdat hy regverdige God is en moet straf, en daarom haal hulle ook uit die tuin van Eden uit, sodat hulle nie meer
die boom van ewige lewe eet en hulle sondes bly voortleef nie. So daar's alreeds 'n kenmerking van die begin van die skepping af, duidelikheid dat God 'n regverdige God is. Hy hou nie van sonde nie, inteendeel hy moet dit straf. Want hy is heilig. Ja. Ja, ek dink ook nou aan Romeine 3, daar van vers 10, dan sit 'n aanhaling wat daar staan, soos daar geskryf staan, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie een wat God soek nie. Almal het afgedwaal, almal het hulle saam met hulle ontaard. Daar is nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En hierin sien ons ook raak hoe mense, ons almal, nee, gelowiges en ongelowiges, sonde het en die erfsonde in ons lewe het en is 'n realiteit in ons. Ons is nie regverdig nie, behalwe as Jesus Christus ons regverdig maak, deurdat hy reg lewe, alles doen wat reg is in God se oë, soos jy nou gesê het aan die begin van hierdie onderwerp, nee, dat Christus regverdig optree en reg doen volgens God se wil, nie sonde nie, aan alles aan sy broers gelyk, behalwe aan die sonde. En dat hy volkome regverdig is, en sy regverdigmaking geld ook vir ons wanneer hy ons verlos. En alleen daarom kry ons die ewige lewe, nie op grond van ons eie menswees nie, want soos ons hier lees, nee, ons almal het afgedwaal, daar's nie een wat goed doen nie, selfs nie een nie. En is dit dank aan God, Christus se regverdiging, dat ons regverdig gereken is voor God. Ja. En ek dink dit is ook so mooi in aansluiting daarby by Efesiërs 2 waar Paulus ook sê, hy vanaf vers 1 tot vers 3. Dit was doodsgevolg oortredings en sondes voor in die lewenswyse gekenmerk het. Dit geleef is deur die sondige wêreld en wat lei deur die forse en onsigbare magte, die gees wat dan in die werk is in mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons het deur ons sondige begeertes oorheers, het gedoen net waar ons lus ons gelei het en wat ons gedagtes opgekom het. Dan hierdie woorde is dan mooi duideliking van God se regverdigheid. Want die ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. En dit is presies daarin dat die Here nie sonder ongestraf wil bly nie. En dit is mooi in aansluiting met wat Daniël dan ook sê, hoor staan in vers 4, maar God is ryk in barmhartigheid en ons het ons innig lief deur sy groot liefde, nie deur ons liefde nie, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was op ons oortreding saam met Christus lewend gemaak en uit genade is jy gered. En daar kom die blye boodskap van ons Here Jesus Christus ook kragtig deur. Definitief. Ja, en dan die laaste eienskap van God volgens die belydenis hier is die feit dat hy goed is, nee, en dat hy die alleroorvloedigste fontein is van alles wat goed is. En hierin sien ons ook sy barmhartigheid raak en daai twee eienskappe van God, die regverdige God, maar ook die barmhartige God, die goeie eienskap van hom, dat hy ons verlos vanuit ons sonde deur sy barmhartigheid, dat hy ons uitred daar waar ons was in die ellende, wat hy ons letterlik uitruk uit die dood, en sy barmhartigheid, sy goedheid wat ons daar kan raak sien. Ja, ek dink dit is as mens net kyk oor die feit dat Here die alleroorvloedigste fontein is van alles wat goed is, dan mens erken dat alles wat jy is en alles wat jy het, kom van die Here af. Paulus stel so mooi aan die Korintiër gemeente, hy sê, wat het julle ontvang, wat het julle wat julle nie van God ontvang het nie. Hy daag die Korintiër gemeente uit, en die Korintiër gemeente het in hoogmoed verval, en begin op hulle self staat maak. En dis wat die sonde doen, die sonde wat ons op onsself fokus, sodat ons onsself verlustig en ons eie gemak, ons eie genot, ons eie begeertes. En die vyf mense saak bly dat alles hier op aarde behoort aan die Here. Want hy is die eienaar daarvan, die wettige eienaar daarvan. Ons is maar net rentmeesters, mense wat in diens leef van die Here, en ons gaan aan hom moet rekenskap gee oor hoe ons dit wat hy vir ons gegee het gebruik het. Ons gebruik dit eers van sy naam of
om afvallig te lewe vir ons eie gewin. Ja. Het ons hom lief gehad, met alles wat ons is en alles wat ons het, of het ons onsself lief gehad. En ek dink dit is die wonderlike daarvan dat die fontein van God se seënstrome kan mense selfs in die skepping sien, dat hy die dag en die nag selfs en die son en die weer selfs oor gelowige en ongelowige bring. En dis nie dat die Here dan wegskram daarvan om ons te straf nie, wegskram van sy regverdigheid nie, maar dat hy vir ons in die tye wat ons nou leef, die evangelie moet hoor en tot bekering moet kom en besef dat hy die een is wat alles geskep het en wat alles so ryklik vir ons gee, sodat ons hom kan erken, hom kan glo en pad met hom kan stap. En ek dink dit is een van die grootste genade, ek kan sê genade tyd wat die Here vir ons gee om tot tyd te kan gee sodat ons tot bekering kan kom. Ek dink dit is vir ons 'n groot troos ook om te besef dat die Here so genadig teenoor ons is in hierdie opsig. Definitief, ja. Net 'n laaste gedagte van my, ek dink nou aan die beruiming van Psalm 25, vers 4, God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Hier kan ons ook God se goedheid raak sien, hoe goed hy is dat hy ons na sy waarheid toe trek, die waarheid van sy weg, die waarheid van sy woord. En presies dit doen hy ook deur hierdie toerusting wat ons nou gee, deur elke preek, elke Bybelstudie, elke katekesasieles, rig hy ons weer op sy goedheid en roep hy ons weer tot bekering en tot inkeer. En dit is deel van sy goedheid, dat hy lief is vir ons en dat hy ons naby aan hom wil hê. Dit is maar net so 'n laaste gedagte van my kant af. Ja, dankie. Ek dink dit was 'n wonderlike gesprek gewees. Dankie vir elkeen van julle wat geluister het. Ek dink soos julle agterkom ook ons kan nog baie sê. Ek dink mense sal nooit kan ophou praat oor wie die Here is nie. Daar's soveel tekstdeels wat mense nog kan noem en dit is al klaar. Ons het al klaar julle oorlaai met tekstgedeeltes wat mens mooi klarigheid gee oor wie die Here is en dit gee mense 'n absolute troos dat daar soveel tekstgedeeltes is wat getuig van wie die Here is en dat ons as gelowiges daarin kan vashou en alle mense daaroor kan gesels. En dis juist ook hoekom ons hierdie doen, is sodat ons nie hoef weg te skram van gesprekke om te praat oor wie die Here is nie. En ek dink dit is een van die grootste kommer wat mense het as ons net praat van die praktyk en van ons hier in Namibia beleef, is dat baie kere wanneer so gesprekke opkom, dan voel ons het nie die kennis nie. Ons wil nie argumente veroorsaak, ons wil nie die gesprek aanpak nie, want ons is bang vir die teenkant, of ons is bang ons verloor vriende, of wat ook al. Maar hier is juist uiters belangrik, sodat ons nie hoef weg te skram daarvan nie, maar juist dit kan aanpak met vrymoedigheid, omdat ons nie twyfel in wie ons glo nie. Al ken ons hom nog nie heeltemal ten volle nie, soms hom in die leeftyd van ons nie ten volle ken nie, maar dit wat ons van hom ken, wat in die Bybel vir ons openbaar word, is alreeds voldoende vir ons om met rustigheid te sê, hierdie is die ware lewende God, hy is die enigste God. En ek wil nie iemand anders dien nie, ek wil nie met iemand anders vasstap, ek wil nie vir iemand anders lief wees nie. Ek wil nie ander God lief wees nie. Ek wil alleenlik net vir hom lief wees en alle eer aan hom gee, omdat hy soveel dinge in oorvloed vir my gee, soveel genade teenoor my betoon, soveel liefde teenoor my betoon, wat onverdiend is. Geen een ons nou klaar in hierdie opname ook gesels nie, geen een van ons het verdien om enigiets van die Here te ontvang nie, omdat ons van opstand teenoor die Here gekom het. Maar ja, dis die genade van die Here. So moet ook nie wegskram van om oor die Here te praat. Jy gebruik juist hierdie om toe te pas in jou lewe, om julle kinders te onderrig, om by die kerke daaroor te gesels, weg te skram van om net oor alledaagse goeders te gesels, van hoe die naweek was
wat in die week nou gebeur was so moeilik was. Ja, natuurlijk is gesels daaroor, maar uiters belangrik dat ons begin geloofspreek het. Waar ons mekaar kan help, mekaar kan toerus, mekaar kan deel oor wie die Here is, so ons nie so ons nie ontoegerus is, maar juist toegerus is, ingeskerp is, om dan hierdie swaard, die woord van die Here, wat die swaard is, die tweesnydende swaard is, te kan gebruik tot eer van die Here se naam. Definitief. Baie dankie Jacques, ek waardeer, dit was baie aangenaam en tot ons mekaar dan weer sien. Baie dankie. Baie dankie Daniel, dit is 'n voorreg om lekker saam te kan gesels en baie dankie aan almal wat ingeskakel het. Mag julle 'n geseënde week hê en mag hierdie dan ook julle help om verder in julle geloof te groei. As enige van julle graag vra het, dalk gedagtes het oor goeders wat julle wil gesels op die platform, jy dalk net gaan kyk na ons e-posadres, dis evangelisasiestasie mekaar kleinletters @gmail.com. Stuur ons gerus dan ook julle terugvoer en enige ander gedagtes te het of vrae te het, dan kan ons gerus ook daaraan aandag gee, as die tyd ons toelaat. Geseënde week vir een en elke vir julle.